Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ek weet nie of jy 'n lysie mens is nie, maar dit lyk vir my asof Paulus 'n lysie mens is. As ek so 'n bietjie kyk na sy geskrifte, dan voel ek altyd ek wens ek kon die Bybel net so hê dat ek die lysies sommer maklik kan raak sien. So ek maak lysies van dit wat Paulus dan nou vir ons gegee het. So lysie kry ons aan die einde van die eerste brief aan die Tessalonisense, in Tessalonisense 5 vanaf vers 11. En hier kry ons 'n lysie en ek wil eintlik vir jou sê, gaan sit en gaan maak hierdie lysie vir jouself, dat jy seker is wat daar staan, want baie keer as ons net so 'n bietjie die goed uitmekaar uitsit of bietjie orden, dan maak dit sommer vir ons meer sin. Hierdie lysie gaan oor hoe om as Christen, dis voorskrifte vir hoe om jou as Christen in die samelewing, hoe jy moet leef. Die Engels praat van the Christian conduct. So dit gaan oor, hoe leef jy as Christen daar buitekant, maar ook in die gemeenskap van die gelowiges. So ek gaan hierdie lysie so bietjie punt vir punt net bietjie bymekaar sit. Vers 11 sê hy, julle moet aanhou om mekaar moed in te praat en geestelik op te bou. Ons raak moeg. Gelowiges is moeg op die oomblik. Ons is moeg gestaan. Ek wil amper sê ons is moeg gepit. Maar hy sê praat mekaar moed in en bou mekaar geestelik op. En ek wil juis vandag sommer gaan kyk na 'n lysie in plain Afrikaans. Ek wil hom nie in hoogdrawende woorde sit wat vir ouens moeilik is om te verstaan nie. Ek wil kom by die verstaan van dit wat Paulus vir ons hierso sê. Hy sê, praat mekaar moed in, bou mekaar geestelik op. En dan gaan hy en hy sê, liewe broers en sissies, my boeties, my sissies, ek vra julle om erkenning te gee aan die mense wat hard onder julle werk. Hulle is julle leiers wat die Here se werk doen en hulle hou julle op die regte pad. Terwille van die taak wat hulle het, moet julle met liefde baie eerbied aan hulle betoon. Leef in vrede met mekaar. En ek wonder of daar gemeentelede was wat teenoor Paulus gaan kla het oor hulle geestelike leiers, oor hulle dominees, hulle pastore, wat nie genoeg kom huisbesoek doen nie, wat nie genoeg hier uitbreek nie, wat nie genoeg dat doen nie. Ons kan so maklik ons geestelike leiers aftrek met ons woorde, in plaas om vir hulle te bid, en soos hierdie woord sê, om hulle te eer as ons geestelike leiers. Hy sê, ons moet aan hulle erkenning gee. Ons moet hulle opbou. En dan gaan hy aan, en hy sê, en dan sê hy nog, leef in vrede met mekaar, nee. So baie keer is ons in ons gemeenskap van gelowiges so besig om te stry oor wat ons almal glo, en die verskillende punte, dat ons vergeet dat vrede eintlik een van ons eienskappe is as gelowiges. Die eienskap moet wees, behalwe liefde, wat maak dat ons uitstaan as gelowiges. Dan sê hy weer, my liewe boeties en sissies, ek druk julle dit op die hart, wys die leeglaers tereg. Daar's 'n skrif wat sê, die ou wat nie wil werk nie, mag nie eet nie. Nie die ou wat nie werk kan kry nie, die ou wat nie wil werk nie. En hier is Paulus nogal baie ernstig. Hy sê, wys die leeglaers tereg. As jy hande het, kan jy iets doen. Praat die depressiewes moed in. Ons lewe in 'n samelewing waar die ouens al hoe meer swartgallig raak, depressief raak, hulle sien nie meer lig nie. Hy sê, praat met hulle, geef hulle moed, wys hulle op hoop, ondersteun die wat swak is. En daar is so baie van ons, wat voel ons het nie meer die krag om aan te gaan nie. Wees geduldig met almal. Een van die Engelse vertalings sê, be patient with all men. Nou daai een wat ek sommer so vir my sissies ingegooi. Vers 15. Kyk dat niemand weer wraak neem nie. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal.
Streef altyd daarna om die goeie te doen vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Onthou, die een vertaling sê bid sonder ophou. Moenie ophou bid nie. Wees in gedurende kontak met jou Vader. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God van julle as kinders van die koning verwag. Moenie die gees uitblus nie. Die Bybel vir almal, wat diepdowe mense gebruik, sê, ons moenie die Heilige Gees keer, ons moenie sy werking keer nie. Ons moenie keer dat die Heilige Gees onder ons kom werk nie. Ons is partymal so bang vir die werking van die Heilige Gees, dat ons nie wil toelaat dat hy begin om te werk onder ons nie. Hy sê, ek wil nou net by die regte versie kom, dan gaan ek dit mooi vir julle lees. Julle moenie keer wanneer die Heilige Gees werk nie. Moenie keer wanneer die Heilige Gees begin manifesteer nie. Wanneer weet ons wanneer die Heilige Gees manifesteer? As die teenwoordigheid van God soos 'n warm kombers so oor ons kom lê. En die Heilige Gees begin om te werk, en sal so baie keer trane. So baie keer is daar berou, want die Heilige Gees is besig om diep in ons gees te werk. En hierdie vertaling sê, moenie keer dat die Heilige Gees werk nie. Moenie die Gees uitblus nie. Moenie profeseë geringskat nie. En hierdie Bybel vir almal sê, dit beteken, julle moenie 'n profeet stil maak nie. Maar julle moet ook nie alles glo wat hulle sê nie. Julle moet die mense toets wat praat en kyk of dit regtig is wat God wil hê. Ondersoek alles wat gesê word en behou dit wat goed is. Hoe weet ons of dit goed is? As jy die woord ken. Daar's die ou storie van in die ou dae, soos ons kinders sê, het iemand wat in die bank gewerk het, vir 3 weke lank eers geld getel. Na 3 weke het hulle presies geweet hoe voel 'n banknoot, sodat as hulle die geld sou tel, hulle onmiddellik daardie noot sou kon voel, wat nie 'n ware noot is nie. Ek en jy kan net die waarheid weet as ons die waarheid ken. Hoe leer ons die waarheid ken? Deur die woord te eet, te lees, te drink, dit moet ons daaglikse voedsel wees. Bly weg van elke vorm van kwaad. Hoe weet ons wanneer is ons besig met dit wat kwaad veroorsaak? As daar nie vrede is nie, as daar nie liefde is nie, as dit duidelik in die duisternis gebore is, dan moet ons wegbly van dit af. En Paulus is baie ernstig. Hy sluit sy brief af met hierdie lysie. En dan kom hy en hy skryf 'n slot vir hierdie brief en hy sê, mag julle heeltemal, gees, siel en liggaam, onberispelik bewaar word, tot wanneer ons Here Jesus Christus terugkom. Jy sien, ons lewe in 'n liggaam. En ons gees is perfek, heilig, maar ons siele het nodig om te leer wat dit beteken om as 'n kind van die koning te leef. Gaan maak 'n paar lysies wat jy in die woord kry om te weet hoe moet ons leef as koningskinders. As Paulus lysies gemaak het, dan beloof ek julle werklysies. En ons kan dit dalk begin aftik, maar partymal dink ek nie is goed om dit af te tik nie. Want die oomblik as ek dink ek het hierdie ene reg gekry, is ek dalk op 'n plek waar ek kan sê ek is hoogmoedig. So kom ons maak ons lysies. Ons bid sonder ophou. Amen.